sit hier in ons kerkgebou. Hier agter my is ons familie Kersboom. Die Kersboom met al die foto's van gemeentelede, so dit is ons geloofsfamilie se Kersboom. So ek wil vir julle elkeen 'n baie geseënde Kersfees dan ook toewens. Maak nie saak waar jy vandag na hierdie opname kyk nie, ek hoop dit is vir jou 'n besonderse dag. Nou ons leef in 'n wêreld waar die bydrae en die stemme en die ervarings van vroue dikwels verwaarloos en geïgnoreer word. Dit gebeur in die politiek, in die ekonomie, dit gebeur sosiaal en kultureel, en dit gebeur ook in godsdiens en in kerke. Daar's kerke waar vrouens nie eers toegelaat word om leiersposisies in te neem nie. Dit terwyl Jesus mos nou baie moeite gedoen het om vroue in te sluit en hulle deel te maak van sy volgelinge. En Paulus het vrouens aangestel in leiersposisies in die gemeentes waar hy betrokke was. In die Chinese het 'n gesegde wat sê, women hold up half of the sky. So vroue se bydrae en waarde, veral dan nou in geloofskonteks, moet baie meer beklemtoon word. Nou in die Kersverhaal is daar 'n paar vroue wat 'n baie belangrike en prominente rol gespeel het. En ek wil vandag bietjie kyk na 3 wyse vroue wat daar 'n groot rol gespeel het. Maria, die ma van Jesus, Elisabeth, die ma van Johannes die Doper, en Anna, wat 'n profeet was. So kom ons begin by Maria, en ons gaan lees uit Lukas 1 uit, vers 26 tot 31, en dan ook vers 38. In die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na Nasaret, 'n dorp in Galilea, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam Josef uit die nageslag van Dawid. Die maagd se naam was Maria. Die engel het na haar gegaan en gesê, gegroet, begenadigde vrou, die Here is met jou. Sy was verward oor die woorde en het gewonder oor wat hierdie groet tog kon beteken. Die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. En dan so 'n bietjie later in vers 38 lees ons dan Maria se antwoord op dit wat die engel vir haar gesê het. Toe sê Maria, kyk, ek is die diensmeisie van die Here. Mag met my gebeur volgens u woord. En die engel het van haar af weggegaan. Ons fokus in Kerstyd baie sterk op Maria se swangerskap en Jesus se geboorte. Maar ek dink ons behoort ook te fokus op Maria se openheid om deur God verras te word en deur God gebruik te word. Onthou, sy was 'n arm tienermeisie wat geleef het in 'n tyd van Romeinse oorheersing en onderdrukking. Daar is ernstige teorieë wat sê dat sy dalk selfs 'n slaaf was in daai omstandighede. Die punt is, daar was niks buitengewoon of spesiaal aan Maria nie, maar tog word sy gekies om Jesus se ma te wees. Maar wat uniek was aan Maria was haar reaksie en die feit dat sy ja gesê het toe sy gekies is om die Messias se ma te wees. Maar dit was 'n keuse wat 'n groot risiko vir haar ingehou het. Dit was 'n risiko vir haar lewe en vir haar reputasie in daai samelewing. Maar die punt van dit alles is dat sy was oop om deur God verras te word en om deur God gebruik te word om die ma van die Messias te wees. Die tweede vrou waarna ons gaan kyk is Elisabeth, die ma van Johannes die Doper. Ons lees van haar ook in Lukas 1 vers 39 tot 42 en dan ook vers 56. In daardie tyd het Maria gereed gemaak en haastig na die bergstreek vertrek, na 'n dorp in Juda. Sy het Sagaria se huis binne gegaan en Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moeder skoot van vreugde gespring. Sy was op daardie stadium swanger met Johannes die Doper. En dan lees ons dat Elisabeth is met die Heilige Gees vervul en het hard uitgeroep, geseënd is jy onder die vroue, geseënd is die vrug van jou moederskoot, sê sy dan vir Maria. Dan in vers 56 lees ons dat Maria het toe ongeveer 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. So toe Elisabeth hoor dat Maria swanger is met die Messias,
het sy onmiddellik vir God geprys en 'n seën oor Maria uitgespreek. So sy was vol verwondering, vol opgewondenheid oor hierdie spesiale kind wat gebore gaan word. En ons lees dat Maria dan uiteindelik vir 3 maande by Elisabeth gewoon het. Nou Elisabeth was 'n ouer vrou, so sy was waarskynlik soos 'n ma of soos 'n mentor vir Maria. Onthou Maria was 'n ongetroude, swanger tienermeisie en in daai samelewing sou dit 'n groot skande gewees het. Meisies soos sy is dikwels uitgeskuif uit die samelewing uit een kant toe gegooi. So Elisabeth was die mentor wat Maria nodig gehad het in 'n baie moeilike tyd vir haar lewe. Sy was iemand wat nie vir Maria verwerp het soos die ander mense nie. Sy het Maria nie veroordeel soos die ander mense nie. Sy het haar onvoorwaardelik met genade en met liefde aanvaar en haar gehelp deur 'n moeilike tyd. Die derde wyse vrou waarvan ons lees, kry ons in Lukas 2. Nou in Lukas 2, dis nou na Jesus se geboorte, en 8 dae na sy geboorte het sy ouers hom gevat om besny te word. En daarna 'n tyd het hulle hom Jerusalem toe gevat om hom aan God te wy met sekere offers wat hulle moes bring. Nou, dit was alles volgens voorskrifte wat in die Ou Testament uitgespel is. En terwyl hulle daar by die tempel was om vir Jesus met hierdie offers te wy aan God, ontmoet hulle vir Anna. So ons lees in vers 36 en 38 oor haar. Daar was ook 'n profetes, Anna, 'n dogter van Phanuel uit die stam van Aser. Sy was al op gevorderde leeftyd. Sy is as 'n jong meisie getroud, het 7 jaar lank saam met haar man geleef en was nou 'n weduwee van byna 84 jaar oud. Sy het nie van die tempelterrein af weggebly nie en God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juis op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en met almal wat na die bevryding van Jerusalem uitgesien het, oor die kindjie gepraat. So sy het vir die mense gaan vertel van hierdie kindjie, hierdie mense wat onderdruk word deur die Romeine, sy het vir hulle gaan vertel van hierdie spesiale kindjie wat gebore is. So Anna was eintlik die eerste sendeling. Sy was die eerste een wat vir mense gaan vertel het van Jesus. En sy was vir baie jare baie getroue gelowige wat waarskynlik vir baie lank uitgesien het na die koms van die Messias. So op 84-jarige ouderdom kry Anna dan 'n nuwe roeping. En dit is om in hierdie chaotiese, deurmekaar wêreld waar die mense so onderdruk word deur die Romeine, vir hulle te vertel van die Messias en so vir hulle hoop te gee. So deur haar lewe en deur haar woorde gee Anna hoop vir mense in moeilike omstandighede. So wat kan ons vandag leer by hierdie 3 wyse vroue? Ek dink by Maria leer ons om oop te wees om deur God verras te word en deur God gebruik te word. God werk deur gewone mense in gewone omstandighede, leer ons by Maria. So die vraag is nie of ons belangrik genoeg is nie. Die vraag is of ons beskikbaar is om so deur God gebruik te word. So Kersdag nooi ons weer uit om te bid. Here, hier is ek. Gebruik my waar ek is, met wat ek het. Dan by Elisabeth leer ons dat ons 'n veilige ruimte vir ander mense moet skep. So die vraag is, wie is die Maria of die Marias vir wie jy dalk 'n veilige ruimte moet skep? By Elisabeth leer ons dat God wil hê ons moet net teenwoordig wees vir mense. Dat ons nie sal veroordeel nie, dat ons nie mense moet wegstoot nie, maar dat ons mense moet nader trek en moet ruimte skep waar hulle veilig kan wees. En dan by Anna leer ons dat in hierdie wêreld met baie onsekerheid en vrees en negativiteit en pessimisme moet ons mense wees wat hoop gee, wat hoop bring. Met ons woorde en met ons dade, maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie, ons almal as gelowiges het 'n roeping om hoop te bring in hierdie wêreld. Ons word gestuur om te sê vir die wêreld dat Jesus is gebore, God is hier teenwoordig, God is Immanuel, God met ons,
En God is nog steeds besig in hierdie wêreld. En dit gee vir ons hoop. So as ek nou so in een sin kan opsom waaroor vandag se boodskap gaan, dan is dit dat ons hoor vandag dat Kersfees nie net gaan oor dit wat God vir die wêreld, vir ons kom doen het nie, maar ook oor dit wat God deur ons in die wêreld wil gaan doen. Kom ons luister nou na 'n lied wat dit verwoord, wat verwoord hoe God ons in die wêreld wil gebruik. Laat hierdie vrede deur my vloei. Waar haat is, laat ek daar die liefde bring. Laat ek in pyn en smart vertroostend wees. En krag gee deur geloof in U, o Heer. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, en laat ek hoop gee waar daar twyfel is. Ek wil die lig in duisternis laat skyn. Laat ware vreugde altyd uit my straal. O Heer, help my om altyd so te leef, om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat hierdie vrede deur my vloei, leer my om ook soos U te kan vergeef. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien. Maak my bereid om aan myself te sterf, dat ander U al meer in my kan sien.